Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 62. Iets is aan die gang met Sergio, besef Lea, terwyl hulle na sy ouers se lodge terugry. Die normaalweg dodelik ernstige veearts is aan die giggel. Sy vra vir hom wat dit is, toe antwoord hy, ek sal dit aan jou, nee seker op jou, demonstreer, sodra jy beter voel. Opdrag van die goeie dokter, wat ek self nog steeds sukkel om te verstaan. Hoekom eers dan? Miskien kan ons dit nou saam uitfigure. Daar proes hy weer. Nee, nou nie, word net eers beter. En moenie verder uitvra nie, want glo my, as jy 'n halfuur gelede in my skoene was, en jy moes sien hoe en wat hy beduie, met daardie vreemde aksent van hom, het jy waarskynlik die steke uit jou wond geskeur van die lag, soos wat ek jou ken, en toe skater hy dit self uit van die lag. Sergio, het jy iets gedrink? Vra Lea. Verbeel sy haar, of hang daar 'n hoofie in die bakkie rondom hom? Jep, saam met die goeie dokter. Hy bespandeer blykbaar die einde van sy dae met 'n berugte voeltjie in sy hand. Ek onthou so vaag weg dat hy jou kom roep het. Is daar iets waarvan ek behoort te weet? Het ek my sleg gedra terwyl ek onder narkose was? Dalk iets uitgelap wat vir jou 'n verleentheid kon wees? Dit maak hom ernstig. Hy keer, nee my engelpop, jy was perfek en so dapper. Sergio ry teen die skuinste langs die huis af, so ver as wat hy met die bakkie kan gaan. Hy parkeer daar en loop om die bakkie om die deur vir haar oop te maak. Los eers jou hospitaaltassie en die apteekgoed. Ek sal dit nou kom haal. Kom ons kry jou net eers in die woonstel. Ek kan self loop, leeuman, keer Lea, toe Sergio sy arms uitsteek, maar duidelik nie weet waar om te vat en waar om te los nie. Ok, hou dan net aan my vas en moenie val nie. Lea het gehoop om terug te wees in Sergio se woonstel voordat sy mense agtergekom het hulle is tuis, maar nee, almal het die pad dopgehou en nou staan hulle hier langs die bakkie. Lea, waarvoor is jy lus vir aandete? Vra moeder Martinez, is daar iets wat ek spesiaal vir jou kan maak? Nee, dankie Tannie, ek wil nie eers aan kos dink nie, ek wil net verder gaan slaap, sê Lea. Maar Sergio, jy moet asseblief by jou gesin aansluit vir aandete. Ek het tee gehad in die hospitaal en dit het my 'n bietjie naar gemaak. Ek wil net sien dat Lea in die bed kom, seker maak sy's gemaklik en dan sluit ek by julle op die dek aan. My maag dink my keel is afgesny, erken Sergio. Hy sluit die woonstel deur oop en drafstap om Lea se hospitaal tassie te gaan haal. Dankie, haar tandeborsel en slaapklere is daarin en sy grawe daarvoor. Wanneer sy by die badkamer uitkom, is Sergio nog steeds daar binne. Ek sit vir jou 'n botteltjie Sprite en water op jou bedkassie neer en my ma stuur hierdie pakkie mini mariekoekies. Dit sal blykbaar help vir die naarheid. Dankie Sergio, maar jy kan regtig nou gaan? Reg so, ek gaan die deur van buite sluit. Daar hang 'n spaarsleutel as jy moet uitkom. Hy wys na die hakkies teen die muur. O, ag hemel tog, en bel jou pa. Hy soek na jou. Ok, dankie, ek sal. Sy kyk na haar selfoon om te sien hoe hy laat haar pa gebel het. Van 2 uur af, ongeveer 7 keer. Ok, ek gaan hom gou terugbel, maar daarna wil ek asseblief vir ewig slaap, Sergio. Nee, roep hy geskok uit. Moet asseblief nie, word liewer weer wakker, al is dit teen môreoggend. Ek gaan nie vanaand so lank wegbly nie, maar WhatsApp my as jy iets nodig het. Ek neem my selfoon saam boontoe. En daar is dit, of hy vir die eerste keer weer daaraan ook dink. Weet jy wat, Lea? In die stadium toe ek en John gepraat het, het ek vir hom gevra of Gatto okay is en of sy ons mis. Toe raak ons afgesny.
Ek het hom probeer terugbel, maar toe was daar nie antwoord nie. So terwyl jy nou met hom gaan praat, hoor asseblief hoe dit met Gatto gaan. Hy moet seker maak dat die kat heeltyd vars water ook het. Ek sal so maak. Lia is reeds besig om te skakel, en dit is goed om John se stem te hoor toe hy antwoord, maar omdat sy hom so goed ken, besef sy dadelik dat iets verkeerd is. Hoe gaan dit met jou, my dogtertjie? Vra hy. Goed, dankie paps, net erg slaperig. Maar wat is fout daai kant? En moenie sê, daar is niks nie. Ag, ek wil jou nie daarmee bemoei nie. Slaap eers, dan praat ons môre, sê hy. Hoe moet ek nou slaap, as ek van nou af die heeltyd gaan worry, en nie weet wat aan die gang is nie, John? Vra sy. Man, ek voel net soos iemand wat 'n bietjie greep verloor het die kant. Ek mis vir jou, en Sergio, en ons mis Maria. En die bouerspa, gaan hulle darm alright aan, werk hulle? Ja, nu, hulle ken hulle storie, antwoord haar pa vaag, en Lea raak al hoe meer benoud. Is daar slegte nuus van ma af, paps? Vra sy. Nee man, sy bel mos nie vir my met enige nuus nie. Hy sug diep. Maar miskien moet ek maar vir jou sê, want anders slaap ek dalk nie vanaand nie. Dit gaan oor Ralph. Ralph? Wat van hom? Vra sy. Ek dink hy is in die moeilikheid, Lea. Hy dalk sy rieme iewers styf geloop. Dit maak haar waawyd wakker. Regtig, John? Hoekom sê jy so? Wel, hy het Saterdag blykbaar van hier af na Laveld International in Mpumalanga gevlieg, en toe hy land, toe wag die polisie hom in, en hulle het sy vliegtuig deursoek, gesê dat hulle hom al 'n geruime tyd lank dophou en identifiseer het. Hy het toe blykbaar ewe windpol uitgeklim en beduie dat hulle maar kan kyk. Hulle sal niks daar in sy vliegtuig vind nie. Maar toe kry hulle iets in die vliegtuig se bagasieruim. Lia haal haar asem stadig in, stoot dit weer uit, en wanneer haar hart klop uiteindelik bedaar, vra sy, regtig paps, en wat het hulle daar gekry? Die kop, die stert en 3 pote van 'n leeuwyfie, waarskynlik die een wat verlede naweek in die slaguister gevang is. Hy hou vol dat hy nie weet waar dit vandaan kom nie, en dat iemand dit waarskynlik daar geplant het om hom te impliseer. Hy is die moer in. Iemand soos wie, paps? Haar pa sug eers weer diep voordat hy antwoord. Volgens hom moet dit iemand soos ek wees, Lea. Hy sê, as hy uitvind dat ek daardie goed in sy vliegtuig gesit het, hy my persoonlik sal terugry en met my afreken. Maar ek sweer, ek het dit nie gedoen nie. Glo jy my, Lea? Ek is nie betrokke by Ralph en sy smerige onderneming nie. Vir 'n oomblik oorweeg sy om met die waarheid vorendag te kom, maar haar kop werk nie op die oomblik nie. Haar verstand is 'n warboel. Sy moet probeer uitwerk wat sy hiervandaan moet doen. Haar pa beskou die stilte aan haar kant as 'n stille vraagteken. Daarom roep hy uit, Lea, ek beloof vir jou, dit is nie ek nie. Ek weet dit is nie jy, paps. So wat gaan nou met Ralph gebeur? Ek is nie seker nie. Stropery en smokkel is 'n ernstige oortreding in Suid-Afrika. Volgens die wet behoort hulle hom nie eens op borgtog vry te laat nie, en hulle wil nie. Ek veronderstel dat die spesiale taakspan van hulle hier na Hurters Retreat ook sal kom om ons almal te kom ondersoek. O my gorrel, het jy die vrieskas in die stoorkamer nagegaan, papa? Vra sy. Ek het dit onmiddellik gedoen. Dit is afgeskakel en die tuinman het dit deeglik uitgeskrop. Dan dink ek nie jy het iets om te vrees daar nie. Weet Paula al wat Ralph dat hy gevang is?
Ek het haar alles vertel en vir Manuel. Hulle staan hier by my in die kombuis en stuur baie groete. Vir hulle ook, paps. Wel, dan groet ek maar eers my pop. Julle ook. Maar wag eers voor jy gaan, John. Daar's iets anders wat ek wil weet. En Sergio ook. Hoe gaan dit met Gatto? Mis sy haar pappa baie? Skus my kind, wat het jy nou net gesê? Vra hy. Gatto, paps, gee julle aandag aan die kat? Slaap sy daarbo in julle woonstel en het sy vars water? Blerry syn, brommer pa. Kan skielik niks meer hoor nie. Lia, is jy nog daar? Ja, John, ek is hier en ek wil weet, hoe gaan dit met Gatto? Dit help nie. Daar is skielik niks. Absolute stilte. Die selfoon is morsdood. En terugbel help nie. Hy antwoord nie. Sy sal môre eerste ding weer daardie vraag vra. Sergio kan nog steeds nie help om te lag as hy dink aan Dr. Klets en hulle geselsie nie. Die manier waarop die man verduidelik het hoe hy en Lia die volgende maand in mekaar se geselskap moet verkeer en mekaar moet gelukkig hou terwyl sy hings glo op stal moet bly. Dit is sy suster Sylvia wat hom uiteindelik in 'n hoek druk. Sergio, wat gaan met jou aan? Het die dokter vir jou laggas gegee terwyl Lia onder was, omdat jy jouself nie kon inhou nie en wou in die teater beland het? En is dit nog steeds nie uitgewerk nie? So wat gaan met jou aan? Nee man, niks daarvan nie. Hoe ver is die kos? Vra Sergio in steede van antwoord. Ons eet oor so 'n halfuur. Hoekom? Hy wink vir Diego en sy pa. Hoe lyk dit? Sal ons 3 'n bietjie strand langs gaan stap? Van daar af kyk hoe die son ondergaan? 'n bier langs die water drink? Jemmel, hy moet dit net met iemand deel, verkieslik met die mans hier rond. Maar die voorstel vind dadelik byval. By die rotse sit hy sy bier neer en sê, luister ouens, dit is tyd dat ons praat. Volwasse man tot volwasse mans. Hy lig sy linkerhand op, maak 'n sirkel met sy duim en wysvinger en draai dit om. Dan vra hy, wat is dit wat julle hier sien? Vingers, sê sy pa. Nee, 'n paphandjie, voeg Diego by. Nee man, albei van julle is tog al 'n geruime tyd getroud. Moenie vir my sê, julle herken dit nie. Herken wat nie? Nee, glad nie. As ek vir julle sê, dit het iets met vroumense te doen, sal julle dan weet waarvan ek praat? Sy pa kyk hom skuins aan, kyk na die hand en toe besluit sy pa, menopause. Hy tel sy eie hand op en laat 3 van sy vingers hang. Dit wys 'n M. Ek sien dit duidelik. Jy praat van menopause. Anders is dit Sylvia wat vir my beduie. Diego, jy het genoeg gehad om te suip. Keer die glas om en gooi niks meer daarin nie. Ka, lag hy. Het jy dalk 'n ander verklaring daarvoor, Sergio? Vra sy pa en kyk stip na hom. Nee pa, ek het nie. Sergio skud sy kop. Hier sit hy met 2 ongeletterde burgers van die berge by die see. Dit gaan nie eens help om voort te gaan met Dr. Klets se lesing nie. Hulle 2 is onopleibaar en hy kan dit in elk geval nie so goed soos Dr. Klets self doen nie. Daarom sê hy net, dit is gecompliseerd. Die ding is dalk net te complicated. Complicated! Aha! Die groot see, besluit Diego. En toe glimlag hy, commitment. Dit is oor dat ons manne bang is vir commitment. As jy hom laat sak, en dan wys dit na onder toe, dan sê dit no ways vir commitment. Dwars en jy wonder, sal ek of sal ek nie? En as jou duim en wysvinger by mekaar gebring word, is dit 'n sirkel. Cool, soos in 'n ring. Go for it.
vir daai commitment. Sergio gleer om 'n oomblik verbaas aan. En hy dog die man is 'n onnosel klont. Nou kom hy met so 'n fantastiese filosofiese verduideliking vorendag. Jy is reg, Diego, prys Sergio hom uiteindelik en besluit dit is waar die gesprek gaan eindig. Wat gesê is tussen hom en Dr. Klets is waarskynlik privaat. Dit bly tussen die twee van hulle. Hy drink die laaste bietjie van sy bier. Jy slaan die spyker op sy kop. Broeder in die regte, Swarie, jy is baie slim. Ek weet, Swaar, besluit Diego. Jy is bang om in daardie bootjie te klim, né? Daai huweliksbootjie. Maar van bootjies gepraat. Wat van ek vat jou Vrydag saam op een van die visserskuite uit? Visserskuite, klink lekker, maar laat ek net eers sien hoe Lia teen môre aand voel. Nou kom ons stap terug, raak ek nou regtig honger. Pa Martinez staan op en daarna stap hulle met lui tree terug na die lodge toe. Die kos is lekker, daar is nie veel gaste op die oomblik tuis nie en die kombuis het vir die familie gekook. Hoender, nie te speseryryk nie, aardappels en groente en ma skep vir Lia, net vir ingeval sy dalk later kan sien om iets te eet. 'n Bord met 'n deksel oor. En terwyl sy skep, dink Sergio, soos wat Lia eet, is dit vir gister, vandag en môre. Hy sal aan 'n manier moet dink om van dit ontslae te raak. Ma sit 'n Portugese broodrolletjie bo-op met 'n klein bottertjie in 'n plastiek bakkie. Is daar nog genoeg tee, koffie en koeldranke in jou yskas? Irmaizino? Haar seentjie. Ag, hy voel sommer ekstra lief vir sy ma, as sy hom so noem. Nog van alles, dankie, moedertjie van my, en dankie vir die voortreffelike ete. Nou lekker slaap Sergio, ons glo Lia sal môre ook weer beter wees. Môre bly sy in die bed, verklaar Sergio, soos die pa van 'n kind met masels. Hy gaan sit die kos in sy woonstel neer en stap na die lagoon, waar hy eers weer 'n paar lengtes gaan swem, en toe sommer net daar op die water lê en dryf. Dis cool, maar hy stap by die buitestortse sakskerm in, en was die soutwater van hom af met die gel en shampoo wat hy altyd daar los. Sy handdoek is binne in die woonstel. Voetjie vir voetjie, sluip hy verby die bed om een in die badkamerkas te gaan oes. En daarna moet hy die vloer droog mop. Vir die eerste keer sedert die seisoene gedraai het, kry vanaand koud. Hy trek 'n warm sweetpak aan. Maar die hele tyd bly sy oë op Lia. As hy roer, staan hy eers versteend. Lia het hom glad nie hoor inkom nie. Voel net in 'n stadium hoe Sergio sy wonderlike warm lyf agter haar inskuif. En hy ruik soos die eerste lente reën na 'n lang droogte. Alright, nie heeltemal so nie, maar hy ruik wonderlik skoon en vars. Hy moes gestort het en sy het deur dit alles geslaap. Miskien was dit die water wat geloop het, wat haar nou badkamer toe jaag. Sy kom oorrent en voel hoe die pyn deur haar onderlyf skiet, anders as die gewone krampe. Onthou sy toe eers, dat sy net vroeër vandag onder die mes deurgeloop het. 'n Kreun moes haar lyf ontsnap het, want Sergio vlieg oorent en drafstap om die bed. Moontlik het hy nog nie geslaap nie. Waarheen? Vra hy. Badkamer. Nou kom ek help jou. Daarna gaan jy gou iets eet en jou pille drink. Met die uitkop wag daar 'n vrag kos vir haar op die eetkamertafel. Eet daarvan, of moet ek dit eers warm maak? Nee, jy hoef dit glad nie warm te maak nie. Lia proe aan 'n aardappeltjie en sny 'n klein stukkie van die hoender af. En toe breek sy die broodjie en maak die bottertjie oop. Dit is al waarvoor sy kan sien. En gelukkig raas Sergio nie weer met haar, omdat sy met kos mors nie. Hy vra, kan ek vir jou iets warm maak om saam met dit te drink? Tee, sjokolade, melk?
Ek sien daar is nog Sprite in die yskas. Mag ek 'n klein glasie daarvan drink? Ek het die ander bottel baie geniet, dankie. Hy haal die 500 ml botteltjie uit en 2 ontbytglasies en toe kom sit hy oorkant haar om haar pille vir haar uit te pak. Hy skink vir hulle elkeen 'n glas vol. Gehoorsaam drink sy haar pille en vra, wil jy nie asseblief maar saam eet nie? Ja, miskien ook net 'n klein stukkie hoender en 'n aardappeltjie. Hy gaan haal vir hom ook 'n vurk uit. Maar die pille klink Lia daarna uit en sy word wakker met 'n bordjie roereiers en roosterbrood wat Sergio van die ontbyttafel af saamgebring het. Deur die nag het sy nie eers geweet dat sy weer in die slaap geraak het nie. Lia voel dat sy soos 'n slegte kuiergas is, omdat sy donderdag ook feitelik heeldag in die bed deurbring. Dis in elk geval Dr. Klets se opdrag en Sergio is nou die waghond. Hy het sy rekenaar aangeskakel en doen sy admin werk net daar by haar, by sy klein eetkamertafeltjie. Hy sal beslis nie vandag van haar tikdienste gebruik maak nie, baie dankie, sê hy. Hy het heel dag tyd om dit te doen, al gaan dit hoe stadig. Hy verdwyn so af en toe, wanneer sy pa hom kom haal, om iets saam met hom te gaan doen. En dan is hy weer terug, daar by haar en voor sy rekenaar. Dit is lekker om oë toe te maak en weg te dommel, en dan weer wakker te word en te sien hy is nog steeds daar. Die dag ontvang Lia besoek van sy familie, en 'n bos blomme, wat haar pa gevra het, dat Sergio namens hom en die Da Silvas bestel. Op 'n stadium hoor Lia hoe Sergio met Diego praat. Dit gaan oor 'n visvangtrip, maar Sergio antwoord hy weet nog nie. Moet hy regtig bespreek of kan hy net saamgaan en opklim? Nee, jy kan maar net kom, antwoord Diego. O, en Diego, help my asseblief met iets. My en jou geheim. Kan jy die bord en bak opneem boontoe? Ek het dit gewas, dit is skoon. Maar hierdie een, Lia sien hoe hy 'n plastiekbak uit sy yskas haal. Hier is die kos in, gisteraandse kos. Sal jy dit vir iemand op straat gee wat honger lyk, sommer met bak en al asseblief? Word vervolg.